Kongres, terwyl ons wag vir Dr. Wouter Basson om na vore te kom, net die volgende. Bietjie meer oor hom. Ja, hy's 'n mediese dokter, spesialis in kardiologie. 4 dekades ondervinding in die mediese veld. Vroeger natuurlik ook betrokke as militêre geneesheer, Suid-Afrikaanse weermag, en ervaring in mediese bestuur en navorsing. Sedertdien suksesvolle kardioloog, privaat kardioloog in Kaapstad, waar hy woonagtig is. Hy gaan onder andere met ons die volgende deel: hoe bly mens staande in moeilike omstandighede? Dr. Wouter Basson, baie welkom en ons luister graag na u. Goeiemôre. Dit is vir my 'n geweldige voorreg. Kan julle my hoor almal? Ek kan nie self luister nie, ek is half doof. Dit is my 'n gewellige voorreg om vanoggend hier te wees. Dit is regtig vir my uitsonderlik om tussen ons eie mense weer te wees vir 'n rukkie. Ek het myself afgevra, wat doen ek hierso? Wel, ek is hier om 2 redes. Nommer 1, ek sien 'n hele paar potensiële kandidate wat hier rondhang vir my praktyk. So mense, ek los my kaartjies hier voor as julle enigstens nie lekker voel nie, laat weet vir my. Die ander rede hoekom ek hier is omdat ek glo dat die toekoms van hierdie land nie in die hande van die politici of die staatsamptenary is nie. Die toekoms van hierdie land en wat gaan gebeur met ons uiteindelik is in die hande van 2 groepe mense. Die een is die onderwysers en die ander is die landbouers. Dus die 2 groepe mense wat werklike invloed kan hê op die mense daar buite en op die omgewing en wat uiteindelik met ons gaan gebeur. Soos julle sien, ek het my Trump das aan vandag. Ek het nou nie vergeet van die tariewe, maar andersins is hy nie te sleg nie. So ek glo dat elkeen van ons by kan dra tot 'n suksesvolle toekoms vir Suid-Afrika. Ek hoef nie vir julle weer attent te maak op die gevare en bedreigings wat julle in die oog staar nie. Julle is almal bewus daarvan. My eie situasie het begin in 1992, Desember 1992, toe meneer F.W. de Klerk vir my en 23 ander generaals afgedank het, omdat ons sogenaamd nie sy beleid ondersteun het nie. Nie een van ons is die Audi Altrim partyreël toegelaat nie. Ons het geen verweer gehad nie, ons moes loop. Toe ons later by mekaar kom, toe was ons grootste probleem is, maar wat is die man se beleid nou eintlik wat ons nie ondersteun nie, want nie een van ons het besef wat sy beleid is nie. Ek dink nie hy het self geweet daai stadium nie. Maar in elk geval op daai stadium het my geveg met die regering begin. En daai geveg het voortgegaan deur die jare, soos julle dalk kon gesien het, op verskeie vlakke. Van die magistraatshof, deur die streekshof, deur die Hooggeregshof, deur die Appelhof, deur die konstitusionele hof. En dit het gestrek, uiteindelik het die konstitusionele hof uitspraak gegee in 2005. So jy kan dink van 1992 af tot 2005 is daar 'n hele lang tydjie om te beklei die hele tyd met die staat. En dit was 'n verwoedelike geveg. Hulle het alles ingegooi wat hulle moontlik kon. Die geveg is ongelukkig nie verby nie, want nog steeds is die mediese raad met my besig. Hulle het my nou weer aangekla vir onetiese, onprofessionele optrede, vir my optrede tydens die weermag daar, dat ek bereid was om as dokter, as 'n soldaat opgelei te word en aktief aan 'n geveg deel te neem. Altyd in 'n ondersteunende rol, maar nog steeds aan die geveg. En dan ook my betrokkenheid by die chemiese en biologiese oorlogvoering program was vir hulle uitsonderlik onprofessioneel. Ek is egter trots op wat ek gedoen het en ek is nie spyt oor enigiets wat ek werklik tot stand gebring het nie. Terwyl ons nou praat van die chemiese biologiese oorlogvoering, ek het verlede jaar gepraat by die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie se jaarvergadering. En op een of ander manier het die Sunday Times die snif in die neus gekry en my die dag voor die vergadering gebel en gesê, maar wat soek 'n chemiese biologiese oorlogvoering expert nou by die onderwysers? Ek was op die punt om te sê, makes you think, doesn't it? Maar toe besluit ek nie, moenie nou die ouens kans gee om my weer te skiet nie. Toe sê ek vir hulle, maar julle besef nie mense, ek het 52 jaar gelede my doktorsgraad gekry. Dink julle nie dat die
8 jaar wat ek gespandeer het aan die chemiese biologiese oorlogvoering, maar klein is in vergelyking met die res van die ervaring wat ek opgedoen het en by die gevegte daarna nie. Geen op enige rede Sunday Times nie stif in die neus gekyk dat ek hierheen kom nie, so hulle het my nie geplan nie. Maar as hulle my sou gevra het, sou ek regtig gesê het, makes you think, doesn't it? Maar interessant genoeg, 'n klein brokkie, die landbougemeenskap het ook 'n klein rol gespeel in ons chemiese biologiese oorlogvoering program. Op 'n kol moes ons uitrusting ontwikkel om die troepe te beskerm teen chemiese oorlogvoering. En een van die beskermingstegnieke is 'n kaolien poffertjie, 'n pad wat jy gebruik om as die gif op jou vel val, dan tap jy jouself so dat die kaolien dan bind. Dis 'n tipe klei wat bind aan die gif. En ons het gesukkel om hierdie kaolien in die hande te kry tot een van ons navorsers vir ons gesê het, maar daar is boere in die Vrystaat wat kla dat hulle gifbehoefte, benodigheid op die lande is 2 keer hoër as enigiemand andersin. En ons het toe snif in die neus gekry en toe gaan kyk en toe kry ons daardie einste kaolien in redelike groot hoeveelhede in daai grond. En ons kon dit toe ontgin en kry kon dit toe lank hierdie kaolien gebruik om ook by te dra tot die weermag se chemiese biologiese oorlogvoering verdedigingsprogram. Nou in hierdie jare stoei by die regering van 1992 tot nou toe, het ek bepaalde lesse geleer en het ek op 'n manier staande gebly, nie duidelik so maklik soos dit nou klink vandag nie, maar deur val en opstaan weer en val en opstaan, lesse geleer en weer oorleer, het ek daarom 'n paar elemente vir myself ontwikkel oor hoe om te oorleef wanneer daar 'n geweldige aanslag teen jou is van alle vlakke. Nou julle weet wat julle aanslag is. My aanslag was behalwe meneer de Klerk se onsinnigheid, was ook die 67 klagtes wat die staat uiteindelik teen my gerig het in die Hooggeregshof in Pretoria. Dis 'n geweldige hoeveelheid klagtes. En deur die jare het ek maar lesse geleer en probeer stelsels ontwikkel om myself te beskerm om te kan oorleef. Maar die belangrike ding wat ek geleer het is dat dit gaan nie oor oorlewing nie. As 'n mens se doel oorlewing is dit 'n doodloopstraat. Jou doel moet groei wees. Die oorlewing is slegs 'n pad om te kan groei. En as jy die oorlewingspad geloop het met die doel om te groei, dan kan dit werk. Nou ek kan nie vir julle 'n presiese resep gee nie, maar in my ervaring het ek gesien dat wanneer dit kom by konflik en streshantering, is daar 2 partye betrokke by jou verweer of afweer van hierdie konflik of stres. Die eerste party is natuurlik jouself, jy, en dan die tweede party is jou omgewing, dit wil sê jou gesin, jou familie en vriende, mense om jou. Ek praat nou nie van die vyand nie, hulle is nou die party wat die moeilikheid maak, maar in jou verweer het jy 2 partye tot jou beskikking. Dit is jouself en jou omgewing. Jouself is die primêre vegter. Moet nooit dink dat jy sal kan staat maak op iemand anders om jou te help in jou situasie nie. Dit werk nie so in die mense. As die chips are down, soos die Engelsman sê, dan gaan op die ou ende gaan die ou staan vir wat hy vir homself kan bereik. So jy moet altyd bereid wees om die pad wat jy kies te loop, alleen te loop ten alle koste. Daar's geen uitkoms nie. Dit sou maklik vir my gewees het om almal skuld te gee, maar ek het nie. Ek moes die pad self loop. En dan natuurlik jou ander partye om jou, jou familie en vriende. Hulle primêre rol is basies om jou interne stresse minder te maak, om die stres om jou minder te maak, sodat jy meer krag kan hê vir die vyand daar buite. Ek gaan basies vandag probeer bly by jouself. As daar tyd is wat ek twyfel, gaan ons dan oor die omgewing bespreek. Nou as ek myself wil gebruik as primêre wapen, wat het ek tot my beskikking? Ek het 4 goed tot my beskikking. Ek het my lyf, my krag. Tweedens het ek my verstand, my intellek, my kognisie. Derdens het ek my siege, my emosionele status, my affek. En vierdens het ek my geloof, my geloofslewe. Dis die 4 elemente wat ek kan aanwend teen enige stressor of enige konflik skepende organisasie. Nou kom ons begin by my liggaam. Dis die eerste een en die maklikste. Ek sien dit elke dag in die praktyk, mense, dis ongelooflik. Dan het ek nou 'n pasiënt gesien oor 'n paar jaar en dan kom die oom in en dan kom sit hy en sê vir hom, hoe gaan dit nou? Hoe gaan dit met die medisyne? Het jy daarom die oefenprogram gevolg? Dan sê hy, nee, here dokter, ek het so baie strooi gehad. Oefen? Nee, ek was te moeg en ek het nie tyd gehad daarvoor nie. Dan sê ek vir hom, oom, wat jy eintlik vir my sê is, jy het so in kringetjies gehardloop die laaste jaar agter jou eie stert aan en agter jou eie kring gedagtetjies, dat jy nie tyd gehad het om ordentlik jou probleem op te los nie. Want as jou probleem opgelos was, het jy nou geoefen. En wanneer 'n mens regtig in 'n stres-konflik situasie is, dis dan die tyd wanneer jy jou liggaam moet oppas en moet kan oefen. En dit is ongelooflik.
Nou as jy na jou liggaam kyk, daar's 3 elemente van jou liggaam wat belangrik is. Die eerste een is jou gesondheid. Die tweede een is jou voorkoms en die derde een is jou fiksheid. Gesondheid is ongelooflik belangrik. Daar's geen wyse waarop jy kan dink en beplan en kragdadig en met standvastigheid kan optree as jy nie gesond is nie. As jou bloeddruk buite beheer is, as jou suiker buite beheer is, as jou cholesterol buite beheer is, as jou gewig buite beheer is, as jou brein buite beheer is nie een van daai goed ordentlik werk nie, kan jy nie dink nie, jy kan nie presteer nie. En dit is vir my ongelooflik om te sien, dat hoofuitvoerende beamptes van groot maatskappye, base van groot boerderymaatskappye, as jy by die plaas kom, is daar die uitnemendste planne vir instandhouding. Elke ding word in stand gehou, die drade, die grond, die trekkers, daar's planne vir alles, behalwe vir homself. Hy donder voort tot sy masjien breek en dan gaan sien hy iemand. Hy het geen gedagte om sy eie masjien op te pas en te kyk dat hy sterk genoeg kan bly om hierdie wa op die pad te hou nie. En kan funksioneer op sy beste nie. So jy moet 'n gesondheidsplan hê, jy moet kyk na die goed. En hierdie land het 2 goeie voorbeelde van waar gesondheid amper die land tot 'n val gebring het. Die eerste een is minister John Vorster. Soos julle weet, hy het daai rooi gesiggie gehad, almal gedink is van whisky, waar hy 'n bietjie gevat, maar hy het eintlik 'n familiale siekte gehad wat die rooi bloedselle aangetas het, wat die niere aangetas het. En meneer Vorster het 'n nierversaking ingegaan. En daar was nie 'n plan om hom op te pas nie. As a matter of fact, al wat gebeur het, is Lang Hendrik van der Berg aan die een kant en PW Botha aan die ander kant het hierdie situasie gemanipuleer en hom probeer bestuur dat hy so lank aanhou tot hy 'n fout gemaak het, tot hy nie meer regtig kon mooi dink nie en in daai Infogate trap van Mulder hulle geval het. Dit moes nooit gebeur het nie. As iemand na hom gekyk het en ordentlik vir hom advies gegee het, sou dit nooit gebeur het nie. Die volgende een is meneer PW Botha. Dieselfde met hom. Toe hy sy eerste beroerte gehad het, moes hy teruggestaan het. Want as hy op daai stadium teruggestaan het, soos enige uitnemende hoofuitvoerende beampte of baas van 'n groot opset sou doen, want hy kan nie meer dink nie as jy beroerte gehad het, maak nie saak hoe sterk jy is nie, jou kognisie gaan vir 'n loop, jy kan nie meer nie. As PW Botha op daai stadium teruggestaan het, het die politiek in hierdie land waarskynlik 'n bietjie anders verloop. Maar hy het nie. En daar was mense om hom wat hom gemanipuleer het, die hele tyd en hom gedryf het in 'n rigting vir hulle eie gewin. So kyk na jou gesondheid, is baie belangrik. Voorkoms is net so belangrik. Ek kyk nou weer na daai video van die meneer Trump in die vergadering daar in die Withuis, die golfspelers. Selfs die golfspelers het dasse gedra. Alhoewel dit lyk soos dat dit 5 dasse wat hulle maag gebind het. Maar voorkoms is tog belangrik. Jy weet, 'n mens moet kyk na jouself, jy moet opsien na jou liggaam, kyk na jou gesondheid, kyk na jou voorkoms. Kry 'n nuwe haarstyl, verloor 'n paar kilo, is bietjie moeilik vir my om 'n nuwe haarstyl te kry, maar as jy hare het, kry 'n nuwe haarstyl of kry 'n nuwe uitrustings of kyk na jouself, verloor 'n paar kilos gewig, bou net weer bietjie daai woema en vertroue in jou lyf op. Kyk na jouself. En dan die laaste element van jou liggaam is jou fiksheid. Daar's geen twyfel dat fiksheid jou breinkrag en jou uithou vermoë verbeter nie. Ek sien dit dikwels in onderhandelinge waar dit tot in die middel van die nag gaan. Daai manne wat fikser is, hulle hou uit. Die ander manne wat nie lekker is, hulle begin teen 12:00 in die oggend begin hulle wankel en simpel gedoen. Die sterk ouens gaan aan. Ek het dit self beleef. Toe ek in die hof was, ek was vir 3 jaar in die hof. En ek was vir 40 dae in die beskuldigde bank. Ek weet nie of julle al ooit in die hof was vir nie, maar ek was vir 40 dae daar gesit vir 'n vraging. Ek het aanvanklik kon ek nie lekker slaap nie, ek het baie stres gehad. Toe maak ek die fout om 'n paar slaappilletjies te drink. Toe kom ek agter maar ek is die volgende oggend dof. Nou die laaste plek waar jy dof wil wees in die hof. Jy wil nie in die hof dof wees nie. Dit werk nie, jy moet jou kop oop hou. En toevallig ry ek eendag huis toe en ek sien dat daar's 'n gimnasium daar in Groenko wat tot 1:00 die oggend oop is. Ek dink dit klink soos 'n plan, want ons het elke aand na die hof het ons gaan na die prokureur se kantoor toe gaan, die dag se verrigtinge uitgesorteer, reggemaak vir môre etc. en dan huis toe gaan. So by 9:00 se kant gaan ons huis toe. Dan gaan ek gym toe, dan oefen ek vir 'n uur en 'n half. Dan kom ek by die huis aan, dan klim ek in die stort en ek is nog papnat, half moeg, val ek in die bed met my nat gat, dan slaap ek lekker. Die volgende oggend staan ek op, vat my seentjie, hy was toe nog klein, na die voorskool toe en dan gaan ek swem ek vir 'n uur. En toe het ek op daai manier begin oefen. Nou slaap ek lekker en is goed. En toe ek uiteindelik in die beskuldigde bank gaan sit self vir 40 dae, toe kom daar 'n aansoek vanaf die staat dat daar 2 aanklaers my moet ondervra. Nou in die reg is dit 'n geuite beginsel, 1 aanklaer vir 1 beskuldigde.
En dis baie eenvoudig redes voor, want jy het almal gesien op televisie wat gebeur. Die doel van die aanklaer is om die getuie moeg te maak, dat hy simpel goed sê. Kwaad maak en moeg maak. En die oomblik wat hy iets simpel sê, dan is dit verby. Nou jy kan nie toelaat dat meer as een ou, as jy en ek mekaar moet aanvat, dan is dit mos nou fair and square. Maar as jy en jy teen my moet kom, dan is dit mos nie fair nie. Ons het 'n bietjie geprotesteer, maar op die einde toegegee, die staat het dit, die regter het toegelaat en 2 aanklaers het my ondervra vir 36 dae. En toe kom ek agter, maar dis moerlekker vir my. Want ek is sterk. Ek kan sien as hierdie ouens begin moeg raak. Ek kan sien as hulle begin gatvol raak. Dan maak ek so 'n paar simpel antwoorde en so 'n paar neidige opmerkings in die verbygaan, dan maak ek hulle kwaad. Dan kom ek agter, maar hulle, as ek moeg word, dan staan hy af, dan vat die ander ou oor, dan gaan ek aan. Ek mag nie vra vir 'n breek nie, want jy is die beskuldigde, jy moet sit. So ek het geen twyfel daaraan dat die fiksheid op daai stadium het my in staat gestel om daai 36 dae kruisverhoor te kan deurstaan en nog redelik my sin te behou aan die einde sonder te veel foute. Die probleem is in kruisverhoor, as jy een fout maak, is jy in jou donder in, so jy mag nie 'n fout maak nie. So ek het dit gemaak. So jou liggaam, jou gesondheid, jou voorkoms en jou fiksheid, asseblief mense gee aandag daaraan. Die tweede ding is jou intellek. Nou daar's in my gemoed geen twyfel dat die belangrikste wapen wat jy het om konflik en stres te hanteer, is jou intellek, jou verstand, jou brein, jou kognisie. Daar's geen twyfel in my gemoed. En ek sien dit in die praktyk. Weereens, daai selfde oom wat daar kom. Ek het vir hom laaste besoek verlede jaar het ek hom 'n klomp papiere gegee wat hy moet lees oor sy siekte en oor sy pille. En dan vra ek vir hom, oom, hoe dit nou gegaan het? Verstaan jy wat hy gesê het? Hy sê nee, heer dokter, ek was te stres. Ek kon nie daai goed ook lees nie. Ek het nie tyd gehad nie. Weereens, hy het sy tyd gemors met goed, plaas dat hy die papiere gelees het en sy gedagtes bietjie georden het. En toevallig nie, wat ek gedoen het toe ek nou sien, hier is groot moeilikheid, het ek gaan inskryf vir 'n BCom graad hier by die Universiteit van Pretoria. Toe was daar nog tiks na 5. Nou weet ek nie wat nou nog bestaan nie, maar ons het na 5 in die middagklas gegaan. En daar het ek nou by BCom studies gedoen, bankwese en finansiële bestuur en ekonomie. En wat het ek daardeur bereik? Wat het ek gewen daardeur? Wel, nommer 1, ek het nuwe feite geleer, ek het nuwe insette van mense gekyk, ek het nuwe mense leer ken. Die groot probleem met jou stres is dat jy praat met jou chomme daaroor. En die probleem is jou chomme want hulle dink soos jy. So hulle gaan nie noodwendig met nuwe oplossings en denkpatrone voor 'n dag kom nie, want julle spoor mekaar die hele tyd. So deur ander mense kontak te maak, kon ek my denkpatroon verander. Ek kon vanaf die suiwer wetenskap gaan na die meer esoteriese handelswêreld, na die rekeningkunde wêreld toe. Ek kon my gehele gedagtepatroon verander en leer nuwe denke en ek kon nuwe elemente leer, nuwe mense leer ken en ek kon op daai manier kon ek my gedrag en my optrede aanpas of leer om dit aan te pas volgens die omstandigheid. En op daai manier het ek vertroue gekry in my intellek en dan kon ek vir myself primêr kon ek myself positiwiteit ontwikkel ten opsigte van my intellek. En toe ek daar klaar is te besef ek, maak nie saak wat hulle in my rigting gooi nie. My intellek is sterk genoeg om te gooi wat hulle gooi na my toe. Om te hanteer wat hulle hanteer. Ek kan dit maklik doen. Dis die een ding wat ek gedoen. Die ander ding natuurlik, dit het my die vermoë gegee om te leer. Nou, toe ek nou in die getuiebank klim, is ek gekonfronteer met 14.000 getikte bladsye getuienis wat gelewer was oor daai 3 jaar. Nou ek moes daai 14.000 bladsye uit my kop uit leer. Nou die vraag is altyd hoekom? Wel, as jy enige aanbieding doen of enige vraag beantwoord, moet jy dit volledig antwoord. Want die aanklaer se benadering is gewoonlik die volgende. Meneer Beson, hy het geweier om my aan te spreek as dokter. Meneer Beson, wat sê jy van X? Nou jou antwoord is, wel, Van Jaarsveld het op daai bladsy so gesê, Smit het op daai stadium dit gesê, Pieterse het dit oorweeg, dit was Strachan se opinie dat die volgende is, maar ek sê die volgende. Wat bereik ek daardeur? Ek maak sy hele vraestelsel omver, want sy benadering gaan wees, hy gaan my vra wat ek dink, en ek gaan halfpad besig wees met wat ek sê, dan gaan hy sê, maar Smit sê, en as ek dit probeer werk, gaan hy sê, maar Van Jaarsveld sê, dan sê nee, maar Strewig sê, en so gaan hy aan. So hy lyk asof hy op die voorvoet is die hele tyd. Hy is ook, want hy druk jou om te antwoord. So jy moet die mat onder sy voete uithaal en vir hom voor die tyd die hele antwoord gee. Dan moet hy so 5 bladsye aanblaai om die volgende vraag te gaan soek. En so dit het ek reg gekry deurdat ek kon studeer. Ek kon op daai manier
kon ek my veld bemeester, ek kon myself bemagtig en ek kon beheer vat van die situasie. Nou ek het baie goeie regsadvies en regsverteenwoordigers gehad, maar jy bly die kern. Maak nie saak wie jy is nie, wie jou adviseurs is nie, jy bly die kern van jou probleem. Jy moet jouself bemagtig. Jy moet die veld beter ken as enigiemand anders. Help nie, jy staan op 'n ander ou se tone en vra hom wat hy sê nie. Dit is so, maar nie alle adviseurs is altyd. Die Engelsman sê they don't have skin in the game necessarily. Aan die ander is nie deel van die probleem nie. So kom as dit werk, as dit nie werk nie, okay. So jy is die een met die skin in die game. Jy is die ou wat moet vasbyt en sê ek weet die wetgewing sê dit, ek het dit persoonlik gelees. En enigiemand wat 'n matriek het kan die wette lees en rustig uitsorteer wat aan die gang is. Dis nie moeilik nie. Ek het 'n vriendin gehad wat 'n bouprobleem gehad het met 'n bouer en 'n ingenieur en 'n argitek en whatever. En sy het ook prokureurs aangestel. Op die einde het sy gesê maar hierdie ouens weet nie en ek sê het al die wette self gevat. Nou is sy betrokke daar by George. Sy stel nou die aanklaer se klagstaat op omdat sy die wette beter ken as die ander. So doen dit self. Geen manier om dit te stop nie. So ek kon myself bemagtig en ek kon my negativiteit daardeur verminder. So deur my intellek te ontwikkel, het ek my positiwiteit gebou. Deur myself te bemagtig en beheer te vat van die situasie van my eie veld, kon ek my negativiteit verminder. So intellek is geweldig belangrik. Die derde opset wat belangrik is, nou jou liggaam, jou intellek, is jou emosies of jou siege of jou affek. Ek het baie vinnig agtergekom in my lewe dat die toon in 80%, 90% van mense se lewe word aangegee deur emosies. Ons word gedryf deur emosies. Nie jou intellek of jou ervaring nie. Ons is emosionele wesens. En mense, hoe gevaarlik is dit? Wat is 'n emosie? Dis 'n kortstondige reaksie op 'n verbygaande prikkel wat waarskynlik nooit weer gaan kom nie. En nou reageer jy daarop. Jy weet soos daai eerste soen van 'n nuwe meisie wat jy dink, o, dis nou hierdie ding gaan hou vir ewig. Daai verliefdheid. Dit gaan nie mense. By the way, liefde is nie verliefdheid nie, maar anyway. Liefdheid hou nie. Emosies hou nie. So ek moes daar werk daaraan om my emosionele situasie te tem en ek noem dit my emosionele gym. Ek moes regtig werk aan my emosionele staat om emosionele volwassenheid te ontwikkel. En ek het vir myself uitgewerk dat daar 7 elemente van emosionele volwassenheid. Die eerste een is verantwoordelikheid. Die tweede een is selfwaarde. Die derde een is open-mindedness. Ek kon nog nooit 'n goeie Afrikaanse woord kry daarvoor nie. Oopkop is seker maar die naaste wat ek het. Aanpasbaarheid, empatie, nogal snaaks, nee, in 'n konfliksituasie, empatie, en dan grense en kommunikasie. Daai 7 elemente. As jy daai 7 elemente beheer, dan kan jy jouself emosioneel voorberei vir wat enigiemand aan jou kan te gooi. Nou, verantwoordelikheid is die maklikste een van die lot. Met ander woorde, enige situasie wat jy in verkeer op die einde is jou skuld. Jy het dit veroorsaak. Ek het byvoorbeeld my geval, ek het besluit om weermag te gaan. Ek het besluit om die militêre opleiding te doen. Ek het besluit om die chemiese biologiese oorlogvoering te doen. Ek moes verantwoordelikheid vat vir my situasie. Dit sou maklik wees om te sê dis de Klerk se skuld of die politici se skuld of die regering se skuld. As ek dit doen, wat sê ek dan werklik? Ek sê hulle moet dit uitsorteer. Dink jy de Klerk sê dit uitgesorteer het? Dink jy enige politikus gaan dit uitsorteer? Nee. Hy is meer bekommerd oor die toekomstige, oor die volgende verkiesings wat hy is oor die volgende generasie. So hulle gaan nie jou help nie, vergeet dit. Jyself, jy moet verantwoordelikheid vat en as jy verantwoordelikheid gevat het vir 'n probleem, kan jy dit self uitsorteer. Niemand anders kan dit vir jou doen nie. So verantwoordelikheid is belangrik. Die tweede is selfwaarde. Nou mense, dis die een ding wat ek in die Afrikaner vind wat die swakste ontwikkel is van alles, is selfwaarde. Ek praat hier van die selfvoldaanheid wat die Australiërs en die Nieu-Zeelanders het elke keer wat los op ons hel gee by die sport nie. Ek praat van selfwaarde. Ek praat nie van selfbewusheid nie. Ons voorouers, die Calvinse, die Calviniste het hard probeer om ons selfbewus te maak meer as selfwaarde te skep. Want deur selfbewus te wees as jy bekommerd en afskaam en dan kan jy jou makliker beheer. Selfwaarde is werklik 'n situasie waar jy jouself verstaan en jy verstaan jou invloed op die omgewing. Waar jy gedagtes kweek wat jou emosionele welstand voed en wat jy minder krities en minder selfverwytend op jouself raak. As jy daai kan opbou, as jy daai selfwaarde kan bou,
dan kan jy met gemaklikheid optree en dan kan jy jou omgewing ook met daai selfwaarde benader. En dan as jy jou selfwaarde ontwikkel het, dan kan jy jouself verder vat en jy kan dit hanteer. Selfwaarde is 'n ongelooflike ding. Die een les wat ek geleer het, ek is baie keer mense my gevra, mense skryf so baie nonsens oor die koerante, hoekom dagvaar julle nie? Wat gaan ek bereik daardeur? Ek weet mos nou wat ek is. My pasiënte weet wat ek is. My familie en pelle weet wat ek is. Hoe dit donder gaan ek nou omgee wat daai ander hoene dink? Pla, laat hy skryf wat hy wil. Dit pla my niks. Ek is nie bekommerd oor wat hy dink nie. Jy moet jou selfwaarde so opbou dat jy kan vasstaan in wat jy glo en dat jy daarby kan volstaan. Dit help nie jy spring op en af en jaag met 'n klomp goed koerante toe of gaan dagvaar iemand nie. Dit werk nie. En ons moet oppas want die regering het die laaste 30 jaar baie hard probeer om ons self bewus te maak. Om ons amper selfverwytend te maak, want die vyand van selfwaarde is selfverwyt. As jy dit eers begin doen, kan jy regtig geen probleme uitsorteer. Jy kan nie jouself uitsorteer dan nie. Jy moet mooi kyk na die verskil tussen selfwaarde en selfverwyt. Want as jy jouself verwyd, kry jy konstant daai gevoel van nie goed genoeg wees en konstant daai emosionele ballingskap self opgeleg wat jy in lewe. So selfwaarde is geweldig belangrik. Jy moet glo, jy moet weet waartoe jy in staat is en wat jy kan doen en bly staan daarbey. Open-mindedness of oopkop, dis geweldig belangrik om vatbaar te wees vir nuwe idees, persepsies en ervarings. As 'n mens vatbaar is vir idees, persepsies en ervarings, dan kan jy maklik terugsit en sê, maar is hierdie ander hoender nie dalk reg nie? Maak ek nie dalk verkeerd nie? Of moet ek nie liewer dit doen nie? As jy nie oopkop is, gaan jy sê, ag, nonsens man, dat jy die ou praat strooi. Oopkopheid is baie belangrik. As iemand vir jou gooi met 'n ding, evalueer dit. Kyk daarna. Is hy reg? Kan hy dalk reg wees? Hou jou kop oop. Want as jy jou oop kop het en jy aanvaar, jy kan oorweeg al daai dinge mooi, dan kan jy kom uiteindelik by die volgende eienskap van emosionele volwassenheid, dis aanpasbaarheid. Maak nie saak wat jou gedagte is oor die evolusie leer en oor die groei van die mens nie. Die feit van die saak is, survival is not necessarily of the fittest. Ons weet, as ons kyk na die ontwikkeling van die mens, as dit gaan oor sterkte en fitness, dan het die olifant en die leeu's die wêreld regeer. Maar die mens het van die begin af aangepas. Hy het gesien hy moet opstaan, hy moet sien hy moet begin kyk, hy moet opstaan beweeg, hy moet sy hare verloor, hy moet meganismes ontwikkel om te kan afkoel as hy oefen. 'n Klomp goed as hy werk. So die mens het deur aanpasbaarheid oorleef tot die magtigste biologiese stelsel op aarde is die mens. Die mens het die mag om die aarde te vernietig of om te bou, afhangende hoe hy besluit. So deur aanpasbaarheid kan 'n mens dan met jou oop kop aanpas. En dan die doel van aanpasbaarheid is om met gemaklikheid en vrede in jou siel verandering te kan ervaar. En dikwels is dit nodig om verandering ook te ervaar in hierdie konflikstres situasie hantering. Die volgende element is empatie. Nou dit klink snaaks om empatie te gebruik in 'n konfliksituasie. Maar dit is belangrik in enige konfliksituasie om erkenning te gee aan die gevoelens van die vyand. Nou ek noem die vyand, maar is eintlik die oppositie, maar whatever die gaan mag wees. Erkenning te gee aan die gevoelens van die oppositie en die vyand. Jy moet hulle met deernis en medelee behandel. En daai les het ek geleer op die harde manier. In my hofsaak was daar 'n situasie waar daar op 'n kol iets soos 40 mense teen my getuig het, wat uit die weermag uitgekom het. Artikel 204 getuies. Dis daai getuies wat die staat sê, man, ons weet jy het hierdie moeilikheid gemaak, maar as jy nou kom getuig teen hierdie hoender, dan gee ons jou af van daai moeilikheid, dan kan jy loop. En so het hulle 40 ouetjies raakgeloop wat moeilikheid gemaak het en hulle ingebring. Toe daai eerste ou in die getuiebank klim, ek ken hom goed, ek het saam gewerk vir jare. Toe hy begin nonsens praat, toe begin ek het verloor. Ek dink maar my donder, waar kom hy aan hierdie goed? Hoe kan hy dit sê? En ek sit daar en ek dink hoe ek sy windscreen wipers gaan breek en sy tyres gaan stuk en steek. Dis nie regtig wat ek gedink het nie, maar wat ek gedink het kan ek nie sê nie. En ons het so aangegaan vir 2 dae. Die derde aand in die prokureur se kantoor, toe staan my advokaat op en hy stap om die tafel en hy klap my so van die stoel af en hy laat ek daar lê. Toe ek op die grond lê, dis sê ek, nou Jaap. Toe sê hy, wat donder gaan met jou aan?
Vir 3 jaar is jy die beste getuie, die beste kliënt wat ons kan kry. Jy neem deel, jy dink, jy gesels, jy praat, jy gee opsies, hoor. Vir 3 dae kry ons niks uit jou uit nie. Toe besef ek, maar ek is so besig met hard weerwraak en woede teen hierdie hoender, dat ek vergeet, my primêre doel is nie om hom te haat nie, my primêre doel is om uit die moeilikheid te kom, om nie tronk toe te gaan vir 140 jaar nie. En toe ek dit eers besef, ek, maar hard weerwraak en woede kan nie werk nie. En toe dink ek, maar hoe gaan ek dit hanteer? Toe besef ek, wat ek moet doen is met myself in daai man se skoene plaas. Ek moet na hom toe gaan, ek moet in sy kroespaar, hy het 'n vrou en kinders en 'n hond en 'n kat en 'n paar goed, miskien 'n paar hoenders by die huis. Nou sê die staat vir hom, as jy net bietjie nonsens praat oor hierdie hoender, kan jy huis toe gaan. Wat 'n keuse het hy? So ek moes empaties met hom, ek moes hom medelee, ek moes hom deernis en medelee moes ek hom hanteer sodat hy kan voel dat hy is in die moeilikheid die perd. Dan kan ek dit makliker hanteer. Dan kan ek dit hanteer, dan kan ek aangaan met my lewe. En ek het later aan die punt gemaak om elkeen van daai getuies met die hand te gaan groet voor die tyd, buite die hof, as hulle daar aankom, groet hom en vra met die familie en kinders uit. En onmiddellik is die ou sien, maar jy behandel hom nie vyandig nie. Dan is of hy nou sy onwillig om nonsens te praat oor jou. Dit vat die aanklaer so 'n halfuur later langer om die nonsens uit hom uit te kry as wat hy gewoonlik sou kry. En dieselfde het gebeur, nie alleen by die getuies nie, maar ook by die aanklaers. Ek was aanvanklik geweldig antagonisties teen die aanklaers, want hierdie ouens wil my in die tronk gooi. En toe dink ek, maar wat dryf hulle? Hoekom doen hulle dit? Kom ek agter, maar hierdie ouens is aanklaers uit die ou regering daar, die nasionale party daar, sogenaamde apartheidsjare. Apartheid is nog steeds daar, maar anyway. Hulle is in die ou apartheidsjare wat almal nou praat. Was hulle se aanklaers wat politieke gevangenes aangeklaar. Nou moet hulle vir hulle nuwe baase wys dat hulle net so goed en net so sterk optree teen die ou mense wat hulle saam mee gewerk het. Toe besef ek, maar hierdie ouens is net besig om sy eie gat te cover, dis al wat hy doen. Hy is besig om sy toekoms vir homself te bou en ek is nou maar die trap wat hy gebruik vir daai. Gelukkig, en dit moet 'n mens mooi ophou, as jy so saam met hulle werk en jy kry hierdie empatiese gevoel, moet jy weet op 'n kol gaan hulle die oor die grense oortree. En enige ou wat homself wil bewys, wat nie 'n primêre doel het om jou skuldig te bewys nie, maar 'n primêre doel het om homself te bevorder, gaan begin persoonlik betrokke raak en dan gaan hy foute maak. En dis wat die staatsaanklaers gedoen het. Hulle het persoonlik geraak oor hierdie hele saak en simpel goed begin doen omdat hulle die waar verloor het. So as jy jou oppositie kan kry om persoonlik betrokke te raak op 'n persoonlike level vir homself, dan het jy klaar gewen. Dis belangrik. So empatie is belangrik. Dan natuurlik die grense. Jy moet grense stel aan jou gedrag. Jy moet grense stel in wat jy wil doen en hoe jy gaan optree. Dis baie belangrik. Jy moet besluit, hoe wil ek onthou word in die toekoms? Wil ek onthou word vir my eerlikheid? Anderswoorde dat ek altyd die waarheid praat? Wil ek onthou word vir my integriteit? Integriteit beteken basies ek doen altyd die regte ding en ek doen altyd die regverdige ding. Snaaks genoeg, die twee spoor nie altyd met mekaar nie, maar dis nou 'n ander saak vir 'n ander dag daai. So wil ek myself eerlik gesien hê, wil ek myself integriteitsvol gesien hê, of wil ek autentiek wees? Wil ek regtig myself wees? Nie hierdie fasade, hierdie beeld wat ek voorhad nie, maar my regte self wat die mense kan sien, maar dit is genuine, hierdie ou is genuine. Jy moet besluit, hoe wil ek gesien word in die toekoms en so dan nog optree. Die volgende een is natuurlik kommunikasie. Kommunikasie is geweldig belangrik. En ongelukkig in hierdie moderne eeu van die media wat ons nou het, openbare media, het kommunikasie vir 'n loop gegaan. Niemand kommunikeer meer ordentlik nie. Wat behels kommunikasie? Wel, as jy nou kommunikeer, as jy iets wil kommunikeer, moet jy eers besluit wat wil jy bereik met jou kommunikasie? En dan moet jy die feite insamel, soos wat in die militêr die weermag gedoen het. Jy kry die feite en dan interpreteer jy die feite in terme van die doel, anderswoorde wat wil ek bereik? Dan kry jy gevolgtrekkings. As jy die gevolgtrekkings het, dan kan jy hulpbronne toeken aan daai gevolgtrekkings, dan kan jy 'n tipe van 'n plan of 'n ordentlike kommunikasie kry. En dan stuur jy daai kommunikasie uit. As iemand jou nog na die tyd kan vra wie, wat, wanneer of wat daarna, het jy nie ordentlik gekommunikeer nie. En as jy gaan kyk hoe die politiek en hoe die mense deesdae, die algemene mense kommunikeer, dit is ongelooflik swak. En as jy so kommunikeer, gaan jy geen konflik ordentlik kan nader nie. Jy moet so kommunikeer dat die oppositie onmiddellik weet, maar hierdie ou is in charge van wat hy doen. Hy is in beheer. Hy weet wat hy doen. Kommunikasie is belangrik. Nou as ek nou daai situasie van
emosionele volwassenheid bereik. Hoekom is emosionele volwassenheid belangrik? Want as jy regtig emosioneel volwasse is, dan lei dit tot 'n situasie van eenvoud en helderheid. En dis die absolute gewenste toestand in enige konflik. Eenvoud en helderheid. Ek moet presies weet wat die probleem is en ek moet helderheid hê. Ek moet al die kaf skei van die koring, ek besluit dis my probleem. Dis hoekom dit moeilik is vir een ou om almal op te los. Elke ou met sy eie situasie, maar jy moet jou situasie met eenvoud en helderheid na kyk. En dis nogal interessant dat Tolstoy, een van die beter filosowe in die ou tyd, het in War and Peace geskryf, there can be no greatness where there is not simplicity, goodness and truth. Dis die belangrike eienskappe. Simplicity, eenvoud, goodness and truth. Dit is belangrik. So jy moet eenvoud en helderheid hê. Daar was destyds daar 'n klomp geskrywe oor die waarheid en et cetera, maar eenvoud en helderheid. En op daai manier as jy daai situasie van eenvoud en helderheid bereik het, dan moet jy dit in stand hou. Dit help nou nie jy kry vandag eenvoud en môre begin jy weer twyfel nie. Hoe keer ek dat ek nou begin twyfel? Wel maklik. Ek noem dit maar 'n breindieet. Ek gaan op 'n breindieet. Wat bedoel 'n breindieet? Aan die ander woorde, ek raak bewus van wat ek dink en hoekom ek sekere gedagtes het en ek raak versigtig oor wat ek my gedagtes voer. Met ander woorde, ek gaan nie oploop nie. Ek het klaar die situasie ontleed, ek het die helderheid, ek het die eenvoud gekry, ek het alles mooi gekondenseer in eenvoud en helderheid en nou pas ek my gedagtes mooi op en op daai manier hou ek die helderheid in stand, die eenvoud en helderheid. So elke nou en dan moet 'n ou maar tog teruggaan van die situasie verander en dan dit herinner my aan wat George Russell aan die einde van verlede jaar se Grand Prix seisoen gesê het toe hulle hom gevra het wat gaan jy nou maak met Verstappen? Toe sê hy, well, I'm going to review the season, I'm going to reflect on the season, I'm going to reset myself and I'm going to harvest the appetite to attack him again. So elke nou en dan moet jy gaan sit, weer hervalueer, kyk na die storie en dan weer die aptyd opbou, die aptyd kultiveer om weer die geveg te kan aanneem. En op daai wyse hou jy dan hierdie situasie van emosionele volwassenheid in stand. As jy dit kan doen, die volgende aspek, as ons nog tyd het, hoeveel het nog oor, is jou geestelike volwassenheid. Dit is ongelooflik om te sien hoe swak die geestelike ontwikkeling in meeste mense is. Dit is nogal merkwaardig, maar nie dat ek beter is nie, maar ek het op die harde manier geleer en deur groot konsultasies en gesprekke met baie mense het ek myself 'n patroon kon uitwerk. Nou daar's 4 elemente van geestelike volwassenheid. Die een is dankbaarheid. Die tweede is genade. Derde is geloof, vierde is gebed. Dankbaarheid is die hoeksteen van jou emosionele, van jou geestelike volwassenheid. As jy wakker word in die oggend en jy trek hy eerste asem in, dan sê jy dankie dat ek 'n asem het. Dankie dat ek wakker geword het die dood, want die slaap is halwe dood. As jy gaan slaap in die aand, jy weet nie of jy gaan wakker word nie. Wie van julle weet as jy gaan slaap in die aand, jy gaan môreoggend opstaan? Niemand nie. So as jy wakker word, sê jy dankie. As jy opstaan, sê jy dankie. Sê dankie dat ek kan opstaan, dat ek nog 'n dag het om verder te werk aan wat ek doen, om my sukses uit te brei, of om reg te maak wat ek verkeerd gedoen het, of om verder uit te bou, of dat ek my diens aan die gemeenskap en die mensdom kan uitbou. Dis interessant, nee, as jy 'n werk doen wat jy nie die mensdom dien nie, hoe kan dit die moeite werd wees om so 'n job te doen? Alle werk en alle verpligtinge wat jy het, moet gemik word om uit dankbaarheid van jou Skepper te werk en dan vir die mensdom, tot voordeel van die mensdom. As jy toevallig baat daai bepunt, is dit ook goed, maar dit moet primêr gaan oor die mensdom. Dankbaarheid is belangrik. Die tweede ding is genade. Nou, ongelukkig weer uit ons kalvinistiese agtergrond uit, is genade geïnterpreteer in die ou tekste deur ons vertalers op die harder manier. Ons het maar 'n dualistiese benadering. Die Afrikaner het 'n dualistiese benadering gehad van regeer en beheer. En baie van die ou kalvinistiese beginsels was gemik daarop om jou te regeer, om jou in stand te hou, om jou te beheer. En dikwels is God se genade geïnterpreteer as vergifnis. Maar die werklike woord, Hebreëse woord, is eintlik gesed, wat beteken grace. So dis nie vergifnis nie, dis nie die afsien van 'n staat van verdiende bestraffing nie. Dis genade. En genade beteken die vermoë om met deernis, erbarming en goedertierenheid met jouself en jou omgewing om te gaan.
Dat jy omgewing kan kyk en sien die mooi goed om jou, die mooi mense om jou, alles om jou. As jy daai genade kry om jou medemens en jouself met deernis en erbarming en goedertierenheid te hanteer, dan kry jy 'n ander vrede en 'n vreugde wat jy nie uit op 'n ander manier kan kry nie. Genade is nie vergifnis nie. Genade is die vermoë om met jouself om te gaan met grace. Die Engelse woord is grace. Dis goedertierenheid, erbarming en deeglikheid, met jouself te kan omgaan. As jy dit het, dan kry jy 'n hele nuwe perspektief op wat om jou aangaan en met jou medemens en hoe jy jou medemens moet hanteer. Ons het net nou gesien, daar waar ons gepraat het van selfwaarde. Wat 'n invloed jy op jou medemens het. Hoe beïnvloed ek my medemens? Onthou ek het sê, selfwaarde is wanneer ek myself ken en my omgewing, my invloed op die omgewing ken. Nou, daai invloed op die omgewing, die oomblik wat jy genade ervaar, verander daai invloed op die omgewing. Dan begin jy ander mense raak sien, ander situasies raak sien en hulp uitarms of hulp uitreik na mense toe of aanraking na ander mense om dit makliker te maak vir hulle ook. So genade is geweldig belangrik. Die volgende is geloof. Nou geloof is 'n lastige saak in die sin dat ek het ervaar ek het twee gelowe nodig. Ek het 'n geloof in myself nodig, nommer 1, en ek het 'n geloof in my God nodig. Later van tyd kom ek agter, maar dis eintlik dieselfde ding. Want dit staan in die Bybel, ek is in God en God is in my. So dis maar dieselfde geloof. En dan toe dink ek myself maar, okay, ek het nou die geloof, maar wat beteken die geloof? En op die harde manier het ek byvoorbeeld uitgevind dat in die hofsaak was daar een of twee getuies wat die staat gebring het, wat getuienis kom lewer het, wat op die oog af verdoemend vir my was. In 1979 sou ek regs op die pad afgeloop het en naby 'n plek geloop het en iets verkeerd gedoen het. Gaan nie nou op die detail in nie, maar die getuie kom en hy getuig dit. En daai aand, soos ons nou gewoonlik doen, gaan ons terug na die kamer toe, na die kantoor van die prokureur. Nou begin ons sien, hoe kan ons dit regmaak? Wat is die regte situasie? Kan ek onthou? Ek sê ek kan nie onthou nie. Ek probeer dink, kan nie onthou nie. En wat moet ons nou doen? Okay, nee, maar ons kan eintlik niks doen nie. Wat doen jy dan? Jy gee daai probleem oor aan die Skepper. Hy het dit veroorsaak, so hy moet dit uitsorteer. En jy gee dit oor aan die Skepper. En dit beteken jy dink net nooit weer daaraan nie, want die oomblik as jy môre weer aan daai probleem dink, dan bedoel dit jy het nie vir hom gegee nie. Jy het nog steeds daai ding probeer uitsorteer. So jy gee dit oor aan die Skepper. En ons het dit gedoen en dis interessant hoe die staat aanklaer dit agterkom en dan vir die volgende 4 dae in 'n ry slaan hulle daai punt elke dag met iets, slaan hulle met. Hulle wag, jy moet reageer. Jy ignoreer dit want jy kan niks daaraan doen nie. 6 maande later kom daar 'n ander getuie wat die staat geroep het op 'n ander saak wat niks met hierdie ding te doen het nie, wat op 'n manier getuienis lewer wat daai getuienis wat daai vorige getuie gebring het heeltemal neutraliseer. Boem, daar's die probleem opgelos. Nie deur ons stories nie, maar deur die Skepper wat 'n ander getuie gebring het en dit reggemaak het. En as 'n mens eers daai geloof het, dan besef jy dat geloof is eintlik om betroubaar en getrou te wees. Om standvastig te wees. Is nie geloof in nie, maar dis loop saam met. Die oomblik wat jy besluit ek loop saam met God. Nie ek het geloof in God nie. Ek glo nie, ek loop saam met God. Dan het jy heeltemal 'n ander benadering. Dan word jy 'n heeltemal 'n ander wese en dan kan jy die situasie makliker hanteer van wat jy het. Die 4de komponent is gebed. Ek het op 'n harde manier geleer dat gebed is nie 'n transaksionele proses nie. Dis nie 'n noodlyn nie. Ek maak myself nog skuldig aan as ek langs die operasietafel staan en iets gaan verkeerd, dan vind ek nog steeds, ek kyk op en ek sê asseblief help gou. Maar dis nie regtig wat gebed is nie. Gebed is nie waar jy vra vir 'n bepaalde uitkoms en verwag dat dit op aanvraag sal realiseer nie. Dis nie gebed nie. Gebed is 'n gesprek met die Skepper waar jy jou gedagtes, jou intensies en jou verwagtinge in lyn bring met syne. Ek het al baie keer gesien dat sê die pasiënt vir my, sy vrou het kanker, hy bid nou vir haar genesing. Ek sê, well, jy weet, I don't know. Regtig? Nie dat ek ongelowig is nie, maar gebeur dit? Hoekom bid jy nie liewer om te vra vir die Skepper, hoe kan ek my vrou help? Hoe kan ek en sy hierdie situasie bestuur? Want deur te praat met die Skepper in my gedagtes en my intensies en my verwagtinge,
oor te dra aan hom en in 'n gesprek kan ek myself in lyn bring met sy verwagtinge, met God se plan. En dan kan ek my koneksie met God verbeter en dan kan ek uiteindelik 'n gesindheid kweek waar ek vatbaar is vir enige uitkoms wat die Skepper mag besluit. As jy dit kan doen, dan het jy daai storie, dan het jy, ek dink, gebed vervolmaak. So in opsomming dan jou liggaam, jou voorkoms, jou gesondheid, jou voorkoms, jou fiksheid, jou intellek om jou positiviteit te vermeerder, jou negativiteit te verminder, jou sielkundige of jou emosionele benadering, emosionele volwassenheid om eenvoud en helderheid te kry en daar te bly en in stand te hou, en dan vierdens jou geloofsvolwassenheid, om volwasse te raak in jou geloof, dat jy daai krag kan kry. En ek wil nou vir julle sê dat die belangrikste van almal is jou geloofsvolwassenheid. As jy dit nie het nie, forget it. Gaan huis toe, vergeet wat jy wil doen. Dit gaan nie werk nie. Dit moet jy hê. As ons nog 'n minuut het, nog 'n minuut, sorry man, 2 minute. Net gou oor die omgewing. Nou, jou belangrikste doel met die omgewing is om te sorg dat hulle jou nie moeilikheid gee nie. Die laaste ding wat jy nodig het as jy in die oorlog betrokke is met een of ander oppositie, is om nog klein jakkelsies om jou huis te hê wat jou pla. Jy moet byvoorbeeld met jou gesin moet jy ordentlik kommunikeer. Hulle moet ten alle tye bewus wees van die situasie. Hulle moenie wonder of whatever nie. Wees eerlik, wees openlik, doen dit met hulle, gesels met hulle. En dan gaan jy 'n kontrak moet laat. Dis belangrik om met jou omgewing kontrakte aan te gaan, gedragskontrakte. Wat wil julle van my hê? Wat wil ek van julle hê? Wat gaan julle doen? Hoe gaan ek dit doen? Op die einde sê ek gaan so maak en julle maak so, dan is dit vrede. Dan is daar geen konflik of stres nie. As jou vrou jou vra wat het gebeur, sy het baie keer gevra in die hof, wat het gebeur vandag? Dan is die versoeking groot om te sê niks. Hulle kan nie verstaan dat op 'n party daar in die hof regtig niks gebeur nie. Hulle is 'n klomp strooi wat hulle praat. Maar nou die oomblik wat jy sê niks, dan dink sy o shit, hy steek iets weg vir my. So moenie dit doen nie. Kommunikeer en kontrakte. En met jou werksmense ook. Ek het toe ek in die Kaap gekom het in my privaat praktyk, ek het jare lank in die staat gewerk. Ek het geglo dat hartaanvalle word veroorsaak deur cholesterol en bloeddruk en suiker en sulke goede. Tot ek in die praktyk gekom het. Toe kom ek agter hartaanvalle word deur cashflow veroorsaak. Kontantvloei. That's it. Ook wel anders. Daar's niks anders nie. Kontantvloei. En dan raak die ou upset en ongemaklik oor sy kontantvloei en hy steek dit weg. Dan sê ek vir hom, maar dink jy nie jou werksmense weet dit nie, want hulle kom agter hier's fout, hulle weet nie wat die fout is nie, maar hulle sien jy's fout. So wat, nou pla hulle jou baie meer as tevore. So sê reguit vir hulle, kyk mense, ons het bietjie van 'n kontantvloei probleem. Ek is nie seker dat ek almal se volle salarisse gaan betaal hierdie maand nie, maar so 60% sal ek. Kyk hoe julle kan nou geld spaar dat ons kan regkom. Dan hou hulle onmiddellik op om fotostaat papier te vat vir die kinders by die huis en privaat telefoon oproepe te maak, want dis hulle geld wat hulle nou weggee, nie joune meer nie. So kommunikeer en kontraktuele optrede met jou omgewing om daai konflik, daai buite konflik is dit baie keer wat die ou finaal knak. Nie die moeilikheid van vooraf nie, maar dit wat om hom aangaan. So dit moet jy minimaliseer. Baie dankie dat julle geluister het.